en welkom by My Hartklop So se volgende podcast. Ek is baie opgewonde om ons nuwe gas aan julle bekend te stel. Sy het nie net styl nie en kan enige outfit afpoel nie, maar sy is ook 'n mamma van 3 pragtige dogtertjies. Sy was my werkskollega by Girls High, dis ons vriendinne geword het en sy is verseker iemand wat ek enige tyd kan bel. Want sy het altyd net die beste advies en raad wat sy kan gee. Sy is 'n inspirasie vir my en ek is so opgewonde om haar vandag op ons bank te kan hê. So, Melandi. Rachel. Hallo en welkom. Dankie. Dankie al die pad van Johannesburg af ver gery om hier in So ver. in ons studio te kan wees. Maar dit is so lekker om jou hier te kan hê en jy's 'n kosbare vriendin vir my, soos ek nou al genoem het. Aanvanklik in Girls High het ek myself probeer aan jou afsmeer om net my vriendin te wil wees. Dit was nou 'n lang gesukkel, maar ek dink ek het toe uiteindelik gewen. Oh, ja, Girls High is 'n storie vir 'n ander dag. Sê maar net so. Nee, kyk nee. Maar jy was live entertainment daar en ek sal nooit vergeet met my en jou soos in die oggende, jy het mos altyd Melandi is 'n koffiesnop. Dit Okay. sy het altyd 'n plunger gehad, dis hoekom jy 'n maatjie moet wees. Ja. So ek vriendinne gekry het. Jy lok hulle uit met lekker koffie. Ja. En so raak ons te maatjies in die oggend maak jy koffieetjies jy eerste is wat selde gebeur het op op ek. Ek moes my kinders gaan aflaai. Dis waar jy is 'n mamma van 3 pragtige dogtertjies. Ja. Wat is jou dogtertjies se name? Ek wil net hê dit is baie cool name. Okay, my oudste enetjie, sy's 8, is Olivia. En dan my tweede dogtertjie is nou 6, Lilia. En dan my klein babatjie is 16 maande en sy is Savien. Jo, nee, ek love jou dogtertjies se name. Dink as ek en Roberto op die kindertrein staan en ek het al Melanie, but Savien Ek sal is dit doen. bly nog steeds soos my favourite. Ek nog nooit so iets gehoor nie, maar dit is beautiful. Melanie, ek gaan begin afskop met 'n vraag wat ek vir elke gas wat op my bank kom sit gaan vra. En dit is iets te doen nou met die naam ook, maar ek gaan vir jou vra soos hoe klop jou hart en dan moet jy 'n bietjie verduidelik daaroor. Ek is net bang jy sê doef doef. So ek wil net by jou hoor. Wil jy ek moet 'n bietjie verduidelik of verstaan jy die vraag? Is dit weer? Ek dink ek het hom. Okay, so hoe klop jou hart en verduidelik vir my hoekom en wat klop by? Ek dink toe ons aanvanklik gepraat het oor ek wat bietjie by kom kuier op jou bank, het ek gaan dink oor hoe my hart klop en waarvoor my hart klop. En een van die goed wat nog altyd 'n sagte plek in my hart het, is vrouens. Ek het groot geword met net vrouens om my. So En nou ek het ek net 'n huis vol vrouens, Ja, arme arme Andries. Ja, so ek het 'n groot hart vir vrouens want ek dink een van die goed wat ek voel is vrouens maak hulle self altyd kleiner en veral in 'n huis, jy maak jouself klein om seker te maak almal om jou is okay. En in daai proses verloor jy jou identiteit op een of ander manier. En maak nie saak of jy 13 is of 48 of 80 is nie. Iewers along the way het jy 'n stukkie van jouself verloor terwyl jy 'n vrou was. En vir my is dit belangrik om vir vrouens te wys dis nie so moeilik nie. Soos doen dit net, wees net jouself. En daar's 'n groot deel van die samelewing wat vrouens wil amper sê in 'n mold sit, soos in 'n koekiekatter sit en sê nee, dis wat jy moet wees. Jy mag niets anders as dit wees nie want jy's nou 'n vrou en veral waar ek nou is, jy's nou ma en dit is hoe jou lewe nou gaan wees van nou af en dit is nie die waarheid nie. So die samelewing kom steel baie van 'n mooi vrou en ek wil dit teruggee vir vrouens. Ja, dis baie mooi. Dit laat my nou dink, nê. Met die crazy goed wat aangaan in my lewe. Bel ek nou die dag vir my ma. Ek sê vir mami, ek gaan vir jou nou iets sê wat dit gaan dalk nie sin maak nie, maar dis nou baie wat jy gesê het. Ek sê vir haar, dit voel vir my ek is nie meer so connected met myself nie. Vir die eerste keer in my lewe, dit voel vir my as 'n jong meisie dan jy weet dat jou drome, jou ambisie, ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, maar nou dink ek vandat ek soos verloof is en is trek en dit is bediening en dit is klomp nuwe goed in my lewe en ek is so gefokus op almal se verwagtinge van my. Jy weet, dis skoonouers, dis my ouers, dis troureëlings, dis baie goed, dis Robert wat ook 'n bietjie aandag nodig het. Verstaan, dit is so baie goed. Ek sê vir my ma, dit voel vir my Rachel weet nie meer waar Rachel is nie. Daar's so min me time. Toe sê my ma, dit is so normaal om as vrou so te kan voel, baie keer te voel want jou natuur is so jy moet vir almal kyk en na almal kyk en sorg ensovoorts en dan vergeet mens baie keer
jy weet, jy moet ook na jouself kyk. Ja. So ek kan baie relate met wat jy daar sê, dis baie mooi. Ek wil by jou hoor oor jou soos jou styl. Ek weet van Girls High. Ek het dit geloof. Ek het op 'n stadium nou uit gekom. Ek's nou baie vulnerable hier. Wat sê ek vir jou, Melanie, soos help my net bietjie aantrek. Want ek het nie geweet soos hoe om altyd goed by mekaar te sit of te stel nie. En ek is eintlik verbaas dat jy vandag leopard aan nie, want jy hey! Ek het eers nie I knew it. Want dis wat ek jou ook kan onthou. Jou leopard skirt, jou leopard oorwelle, alles ietsie leopard. Daar moet iewers dier inkom. Altyd. Al is dit my panty. Okay, Melanie. Maar soos ek jou kan onthou op skool, soos dit ek het na jou toe gekom vir fashion advies en altyd gevra hoe om aan te trek en dan was die lekkerste ding as jy my komplimenteer. Jy kom na my toe en jy sê, "Jo, Rachel, jy lyk mooi vandag." Dan voel ek het iets reg gedoen. So ek wil by jou weet, soos was styl en om jouself mooi aan te trek en op te dress, was dit net nog soos altyd wie jy was of was dit 'n passie wat later ontwikkel het? Kom ek begin net deur te sê ek was regtig 'n weird kind. Ek was en ongelukkig ek wil sê die era waarin ek op skool was daar was nie opsies nie. So jy het gehad wat in die winkel gehang het en dit was dit en ek kon net nooit myself kry om my klere aan te trek nie. Dit het altyd net vir my gevoel, maar dan lyk ek soos almal. Ek wil nie soos die res lyk nie, ek wil nie. Dis awesome. Ek het gewoonlik mense wil altyd soos almal lyk. Ja, jy het nou maar die jean gehad en wat ook al, maar ek het dit nooit aangetrek soos wat die ander mense dit aangetrek het nie. Ek onthou hier is baie embarrassing, maar ek het vir my houtplakkies gaan koop. Hoe lyk houtplakkies? Presies. Ek kan nie eintlik vir jou sê nie. Al wat ek weet is almal met my hoor aankom soos van baie ver af. Maar ek het gehou van die strappies was mooi maar ek was weird. Ek was daai kind wat almal sê het, "O, jene, hier kom sy." En dit het my net nie geplan nie. My net nog nooit geplan nie. En op universiteit ook ek weet nie, ek net nie daarvan gehou om soos die ander mense te lyk nie. En dit was nie 'n ding van, ek moet anders lyk nie. Ek was net gemakliker om nie soos die res te lyk nie. En ek dink van daar af het dit maar net, dit is soos ek is nou maar net daai mens om te dink hoekom nie in plaas van jene wat moet ek aantrek? So ek sê hoekom kan ek nie hierdie aantrek nie? En so het ek nou maar net myself iewers gevind. En dit is vir my lekker want my klere wys baie wie ek is omdat ek dit al van baie jongs af net nie en ek wou net nie wees soos die res nie. So my klere is 'n groot statement van wie ek is, dink ek. En ek sien bang nie. Ek sien bang om aan te trek wat ek wil nie. Ja. Ek wil eintlik ook weer dan vra, op grond van jy sê, so was jy 'n kind dan wat altyd soos baie selfvertroue gehad het of was dit iets wat jy in later ook ingegroei het? Was dit soos hallo, hier's Melanie? Ek dink ek het nie baie selfvertroue gehad nie, maar almal gaan deur daai awkward tienerfase waar jy eintlik wil niemand met jou raak sien nie. Maar ek het nooit, kom ek sê so, daar is tye wat ek nie selfvertroue gehad het, maar ek was nooit bang nie. So as iemand vir my sê jy moet dit doen, het ek nooit gesê nee, ek kan nie. Al het ek nie selfvertroue gehad nie, het ek opgedaag en ek het dit gewing, maar ek was daar en ek het gesorg dat ek doen wat ek moet doen. So selfvertroue, ek dink het uit dit uitgegroei. Meer as wat ek net selfbewus was. Almal selfbewus, almal het iets waar hulle insecure voel en almal het dit. Maar ek het dit oorbrug deur om altyd net te sê, maar ek gaan dit doen. Ek het myself ge-challenge om nooit weg te bly van goed af omdat ek selfbewus voel nie. Okay. En was jy soos op grond van jou uniekheid en jou styl en wees net jouself, was jy geboelie op skool of het mense jou snaaks hanteer? Ja, nee, verseker. Met jou houtplakkies jou snaaks aangekyk? Ja, nee, verseker. Ek was 'n kindskind op hoërskool en dit op sigself sit jou een kant dadelik. Maar ek was ook 'n atleet, so ek was so half kan jy daarmee 'n netbalbal vang? Ek kon 'n netbalbal vang, maar ek was in 'n mate all-rounder, maar ek nêrens ingepas nie. Ek weet nie of dit sin maak nie. My vriendin wat saam met my van skool af kom, sy sal ook vir jou sê, ja, sy moes maar mooi na my kyk op skool. Ek het eers op universiteit bietjie begin blom, want daar het ek nou my plekkie gekry waar ek inpas. Maar op skool, ek was maar daar. En was jy 'n stoute kind op skool? Sorry, ek moet dit net vra. Het jy goed oor die Nee. Was jy soos 'n wat noem hulle daai wat
die onderwysers. Hulle het my dit gereeld genoem op my eis, 'n teacher's pet. Ek Omdat ek met almal op produksie oor die weg gekom het, maar dit is my persoonlikheid. Ja, maar ek is ek dink ek was 'n teacher's pet, maar nie ek was meer 'n pluggie. Ja, my familie was betrokke by die skool, so dan jy het nie ruimte vir stout wees nie. En dis hoekom jy toe besluit het as onderwyseres by Girls High, ek kan maar 'n bietjie stout wees. Mens moet stout wees. Jy kan nie daai goed lank onderdruk nie, dit gaan uitkom. Nee, ek grap net eintlik. Ek weet net soos julle was altyd op die skool en my goedjies so in orde en sê Rachel, jy moet ook net bietjie nie werk, jy moet net bietjie ontspan. Ja. Nee, dis goed. Ek gaan nou 'n bietjie aanpraat oor my volgende punt. So baie keer wanneer ek voel jy weet, nie lekker voel nie of nie 'n lekker dag het nie of ek voel nie goed genoeg nie of ja, ek voel maar net so 'n bietjie okay. Gewoonlik kom ek agter wanneer ek so voel, is dit dat 1 of wanneer ek min tyd saam met die Here spandeer of 2 wanneer ek myself bietjie op sosiale media vind en ek scroll en ek kyk soos na hierdie mense en waar hulle nou vakansie hou en wat hulle doen en hoe hierdie persoon lyk en wat hulle ry. En dan herinner dit my baie keer aan my ding wat ek altyd vir myself sê wat ek in een van, ek dink dit was in T.D. Jakes se boek gelees het waar hy sê the trap of comparison is the recipe for feeling small. So al hoekom jy eintlik so voel is omdat jy dit aan basis aan jouself doen. Ja. So jy het nou gepraat oor jy was altyd 'n unieke persoon geweest en ek admire dit want ek was nie altyd so nie. Ek het nie baie selfvertroue gehad op skool nie, verstaan? En ek het nooit ek was nog altyd uniek in 'n styl geweest, maar ek het nou maar net gegou met die norm en dit is wat dit is en hierdie is nou die trend of wat ook al. Ek dink wel net soos wat my dalk bietjie afgesond of geskei het van die mense is ek was baie uitgesproke oor Jesus al van 'n baie jong ouderdom af. Dit was maar dink ek wat my uniek gemaak het, maar ek sal nou nie sê my leopard earrings en my belt en my leopard panty nie. Maar in elk geval. Maar ek wil by jou hoor, soos hoekom dink jy is ons menslike geaardheid of ons neig so maklik daarna om onsself te vergelyk met ander mense. Ek weet dis nou nie iets wat jy dalk noodwendig. Ek weet nie of jy met dit gesukkel het of nie, maar as jy sê jy sien nie, maar soos hoekom doen ons dit as mense? Jo, hierdie gaan 'n diep enetjie raak, maar ek sal gooi wat ek dink. So wat ek agtergekom het is dit is die wêreld waarin ons leef. Ongelukkig as jy wêrelds gaan, dan moet jy beter as die ander en wees, jy wil hê wat die ander het. Dit is maar hoe ons groot word. Ons word groot in hierdie samelewing waar wat jy het, ek kyk altyd wat jy het want ek wil dit ook hê of andersom. Maar as jy weet wat jou identiteit in die Here is, dan weet jy wat jy het is nie vir my bestem nie. En daarom gaan ek nie dit wil hê nie, want dit is nie wat ek moet hê op hierdie stadium in my lewe nie. Maar dit is moeilik want waar kom jy daar uit? Elke dag as jy op social media gaan, dan wys dit vir jou wat jy nie het nie, wat jy graag wil hê. Hoe mooi is ander mense want hulle kan hierdie gesigprodukte bekostig en verstaan, maar dit is so, dis ongelukkig ons word in daai samelewing of ons bly daar en ons kinders word daar groot. So die samelewing waarin ons leef vergelyk die hele tyd. Verstaan, alles is wat is die woord nou kan ek hierdie woord onthou nie, maar jy wil alles koop wat jy nie het nie en almal dink dit gaan help vir dit wat jy wil hê in die lewe, maar dit is ongelukkig nie so nie. As jy nie weet wie jy is nie, gaan jy net al hoe meer verlore raak daar. En ek doen dit ook. Verstaan, ek sit nie hier en preach en is soos ja nee, pas op. Dit gebeur so vinnig, so maklik. Want die wêreld dwing ons om te vergelyk en te sien wat jy nie het nie in plaas van wat jy regtig het. En dis moeilik want dan gaan jy in 'n spiral van arme ek en ek kan dit nie doen nie en ek kan nie die nuwe gesels hê nie en dit is net soos dis erg, maar dit gaan jou nie beter laat voel as jy daar opeindig nie. En wat sou jy sê kan 'n mens doen om jou soos half op te hou met daai habit? Soos wat kan mense in plek stel om nie jouself met ander mense te vergelyk nie? Soos wees seker van wie jy is in die oggend as jy opstaan. En dit is moeilik op sigself want nou staan jy op en as ek opstaan in die oggend dan alles is 'n gejaag want kinders moet by die skool kom en tussenin sê ek vir myself o, jy's mooi. Sê Andries daarom vir jou jy's mooi. Daai nee, is 'n gesprek vir 'n ander dag. Oh my word. Nee, maar ek staan nie op en sê o, jy's mooi en kyk hoe mooi lyk jy vandag en
wat ek doen is, ek staan op, ek kyk vir myself in die spieël en sê, you've got this. Dis wat ek doen. Dis ook nie maklik nie, verstaan. Maar as jy opstaan en jy is onseker, as jy nie weet wie jy is nie, jy weet nie waantoe jy is op waantoe jou pad is nie, dan is dit vinnig om in daai maatstaf in te gaan van, okay, maar ek wil ook so wees, maar hoe word ek so? As jy nie weet wie jy is in Christus nie, en dis moeilik. Ek bedoel, ek is 'n vrou in my 30's en ek het eers 3 maande terug bevestiging gekry van nog 'n deel van my identiteit in Christus. Ek bedoel, ek is in my 30's, Rachel, verstaan jy? Ek maak kinders groot en ek weet nou eers 'n groot deel van wie ek is. So, dis moeilik. Mag ek jou vra soos waar het jou pad soos met die Here begin? Ek wil net begin net sê ek het soveel admiration vir julle. Maar vir jou spesifiek jong mense wat van skool af die Here ken. Ek het nie in 'n milieu groot geword waar mense die Here geken het nie. Ek het kerk toe gegaan en verstaan jy, nou maar sonnaarskool. Ek was in die sonnaarskoolklas, ek kan hierdie deel en toe sê hulle almal moet 'n boek van die Bybel noem en toe noem ek 'n boek wat nie bestaan nie. Wat is die boek se naam? Ek kan nie. Ons het kerk toe gaan en as jy kerk toe gaan, is jy okay. Verstaan jy? So ons het nie daai intense verhouding met die Here gehad nie. En toe op universiteit, toe ek gaan grafies studeer, so jy sit jou jy's in 'n space waar alles word gequestion. Wow. Ja, soos wat jy glo wie jy is. Dit was nog so 'n rowwe tyd, maar ek het altyd gesoek. Kom ek begin deur dit te sê, ek het altyd gesoek, ek wou altyd weet. En toe na universiteit, toe ek begin werk en toe het ek net eendag 'n ontmoeting met die Here gehad. En ja, toe trou ek met 'n baie goeie man wat baie lief is vir die Here en hom baie goed ken. So uit dit uit het ek net al hoe nader aan die Here begin leef en mooi goed gesien en goed geleer en baie getuienisse verder. En ja. Insecurities. Ek wil 'n bietjie vir jou vra, het jy enige insecurities? O ja, ek het baie. Okay, mag ek vra soos ek weet soos myne soos my heupe. Ek kan niks van hierdie goedjies nie, maar soos insecurities, het jy enige insecurities wat jy bereid is om te noem? Ja, nee, ek dink elke vrou het insecurities. Een van my grootes is ek het verskriklik baie voorkopplooie en soos wat ek ouer word, ek weet dit klink simpel. Nee, maar dit is geneties. Ek het nie gedink dit. Dis vir my erg want baie keer soos in die somer en ek's baie expressief met my gesig, so dan gaan sit my onderlaag partykeer in my plooitjies. Ai Melanie, ek het nog nooit agtergekom nie. Ek like al jou fyn lyntjies op jou gesig. Dis jou mooiste kwaliteit vir my. Dankie. Sien, ek het nodig gehad om dit te hoor. Maar ja, dit en obviously het ek ook 'n lekker stewige heup aan my en my ma se gene, my ouma se gene, Marali. Ja, hoe noem hulle dit, donderdye, ek het hulle. Okay, en dan soos hoe was het daai tipe insecurities, soos hoe het dit jou geaffekteer as 'n mens, verstaan? Die eerste dag. Kyk, ek was baie aktief op skool en die eerste dag toe ek 'n dimpel op my bout sien, het ek die hele dag gehuil. Ek het die hele dag gehuil want dit gevoel of my wêreld soos ten minste het ek mooi boude en bene gehad en nou is dit ook weg. Maar dit wys ook maar net daai tyd jy's jonk en dit is wat saak maak op daai stadium in jou lewe. En ek dink, ek wil net dit sê, die jong mense van vandag word in so mooi wêreld groot wat dit aanbetref. Waar ek groot geword het hulle was daar 'n magazine wat as die celebrities enigstens out of shape is, het hulle gename en shame daarop. Verstaan? So al jou flaws was soos die ergste ding in die wêreld. En vandag se girls word groot in 'n tyd waar jy kan jouself wees en jy hoef nie skaam te wees oor hoe jy lyk of wat ook al nie, wat so mooi is vir my. Ja. So, maar wat doen jy as jy insecurities het, dan moet jy maar oor dit kom. Dis wat ek jou vra, soos hoe kom mens oor insecurities? Hoe soek iets anders wat mooi is. Want dit is ook nogal 'n ding. Ek dink ek het een keer, ek kan nie onthou wie het gepost op sosiale media of iets is dit nie. Ek dink dit was Alet Winkler. Toe praat sy van as jy nie iets goeds te kan sê oor iemand nie, bly eerder stil, maar hoekom is ons so geneig om die lelike mekaar uit te roep? Ons moet eerder fokus op die mooi en dit uit mekaar uitroep. Maar dit is my altyd ook interessant hoe wat vir jou dalk 'n insecurity is iets wat vir die ander persoon van jou soos ongelooflik mooi is. Ek was altyd baie selfbewus oor my hande.
verstaan? En toe eendag het iemand my gekomplimenteer oor my hande en ek sê soos dit is nie my gunsteling eienskap of enigiets soos dit nie. So dit is net altyd vir my, ons is so krities op onsself en dit is eintlik vir my so sleg dat dit so is. En ek stem saam met jou, maar ook nie saam met iemand. Ek dink ons lewe ook in 'n tyd met die kinders van vandag en jy weet dit self by die skool gesien het, soos dit volk met die Instagram en die sosiale media en daai goeders, skep dit op vir hulle beeld van hoe hulle moet lyk en wie hulle moet wees en daai goeders. En dit voel vir my baie meer meisies lei aan goed soos eetversteurings en jong meisies wat op dieetpils gaan. So mens lewe eintlik ook in 'n tyd waar ek dink mense begin al hoe jonger voel hulle moet soos verstaan al gaan vir allerlei dinge en so baie aan hulle self moet verander. En dit is my net so sleg half dat jy het genoem in die begin dat dit is vir jou so belangrik dat 'n vrou moet besef sy's mooi. En dit voel vir my dit raak al hoe moeiliker vir iemand om dit self binne haarself te glo. Jogg, maar ek is eintlik regtig mooi en ek is goed genoeg. En toe het jy nou genoem oor jou identiteit in Christus wat so belangrik is. Ek en Robert het 'n preek gekyk wat so mooi was en Craig het gesê in die preek dat ons moet verstaan wie God is, want dit gaan die oorsprong wees van hoe ons dink, wat ons glo en hoe ons goeders gaan bewerkstellig of dit. En vir my is dit self, ek's nie 'n saint nie, verstaan, ek kan ook getuig dat tot nou toe, ek's nou net amper 30. Ek word 27, so ek's naby aan 30. Leer ek elke dag iets nuuts van myself in my identiteit met God en dis daai ding van daai soek. So voor jy gekom het ons eintlik 'n skrif gedeel op vir mekaar, my en my span. En die skrif wat ons gedeel het op die groep was Matteus 6:33 wat sê soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal alles in plek val. En dit is my so mooi, jy sê soos mens moet aanhou soek. Mens moet aanhou soek, die Here chase en daarin establish jy identiteit, daarin leer jy jouself beter ken. En my hart, moet ek sê, by Girls Eye het ek dit baie geleer met die girls. Dan sal ek vir hulle vra so simpel ding soos wanneer laas het jy gaan sit onder 'n boom en net bietjie gaan dink oor wie jy is. Hoe voel jy? Dan sal hulle vir my sê never man. Soos want hulle is mos die hele tyd hulle naam op die foon, die hele tyd besig met allerlei goed dat hulle nie eers besef soos hoekom voel ek soos wat ek voel? Hoe voel ek? Wat wil ek bereik? So dit is my so belangrik dat mens ook 'n plek en 'n tyd vir jouself moet kry waar jy kan sit en jy ook net bietjie kan dieper indelf en vir Here kom sê, maar Here, kom openbaar in my, kom deurgrond my hart. Wat is hier binne? Wat se insecurities? Wat se trap of comparison? Wat se dinge is dit wat hier binne aangaan en kom strip my van dit, kom deconstruct dit en kom wys my en kom establish my identiteit in Jesus. So ek wil net vir jou vra oor validation. 'n ander ding soos validasie, soos ek voel dit is in 'n mense geneigtheid, ons wil gevalidate voel, ons wil goed genoeg voel. Soos hoekom dink jy is dit ook daai validation ding? Want ek dink validation lei ook daartoe dat ons baie keer as meisies, as jong vrouens in verkeerde verhoudings ook inspring, dat ons meer van onsself eintlik verloor in 'n verkeerde verhouding. So oor validation, soos waar kom daai vandaan? Hoekom voel ons mense geaard dat ons vir heeltyd validated word? Ek dink 'n groot deel van dit is jy wil raak gesien word. Almal. Ek bedoel, jy wil nie op in die wêreld rondloop en niemand weet eers wie jy is nie. Dit is jy's hier vir 'n rede en jy wil weet iemand sien my raak. En ek dink baie van ons insecurities gaan daarmee saam, want jy begin jouself klein maak om vir iemand anders sodat hulle jou kan validate. So as ek hard lag en lelik lag en ek het uitgaan met iemand wat vir my gesê het nie so hard lag nie. Verstaan sulke goed. Dan begin jy jouself klein maak want ten minste sien hy my raak. Ten minste hou hy van my. Verstaan, ek het met klomp ouens uitgegaan en ek's deur baie goed en mens leer. Maar jy wil validated wees want dit gee vir jou worth. Jy voel dan iemand sien ietsie raak en dan het jy ietsie om by te dra. Maar so maklik skuif jy mooi goed een kant toe net om bietjie validation te kry. En ek dink dis iets wat almal doen. Selfs mans, verstaan jy, maar veral vrouens doen dit want spotlight is op wat is 'n vrou, wat is 'n goeie vrou, wat is 'n mooi vrou, sy moet jou kinders grootmaak, al daai goed. So die spotlight lê op ons en om net as iemand my tog net wil hê, verstaan jy? Nie hoe ek is nie. Daai deel kom later by, voel ek is ons geleer.
Maar net daai as iemand my tog net kan raak sien en lief wees vir my. Meanwhile, ja, die Here het jou geskaap, hy is so lief vir jou. So kyk net vir hom. Dis al wat hy vra. Verstaan, maar ons word nie daai deel geleer nie. Ons is daai kritiese, jy moet net reg wees as iemand jou tog net kan. Just pick me. Ek kry gereeld Instagram en Facebook messages waar mense my vra vir raad en ek het nie altyd die tyd om almal te reply nie. Ek is bietjie sleg op my DM's en so aan. Maar ek het dit goed gedink om soos in die podcast 'n vraag te vat en dan dit vir my gaste vra my te help om hierdie persoon te kan antwoord of net bietjie advies gee want ek het nie altyd die beste raad nie. Alhoewel ek kan goeie raad gee, glo ek. Ek lees dit nie altyd vir myself nie. Maar ek gaan die vraag lees en dan kan ek net so 'n bietjie saam stoei oor dit. Okay, so ek gaan net my foon kry. Alright, so die vraag wat sy gevra het is Rachel. Ek voel ek moet altyd iemand anders wees rondom sekere mense. Ek is te bang om vir hulle te wys wie ek werklik is. Hoe kan ek dit verander? Ja. Ja, dis moeilik. Dis 'n moeilike vraag want ek dink ek dink ons almal was al in daai situasie en dis moeilik want jy is wie jy is en die oomblik as jy by iemand is en jy moet anders wees om hulle happy te hou, dan vat jy steek 'n deel van jouself weg wat eintlik so mooi is. Baie keer ek was in my vroeër tyd was ek iemand wat ek wil nie sê 'n shapeshifter nie want dit klink baie maar as jy by iemand kom dan neem jy so half hulle dis 'n chameleon half. Ja. So jy is by daai mense so en by die mense so en by daai mense so en nou onlangs het ek gesê ek het nou gegroei in hierdie vrou wat die Here vir my wys wie ek is. Hy openbaar stukkie vir stukkie van my en dit maak vir my soveel sin van wie ek is, maar nog steeds kom ek by mense. En as ek by daai mense kom, dan voel dit vir my daar's 'n deel van my wat ewe skielik anders is om hierdie mense happy te hou. En toe het een van die vrouens in ons selgroep vir my gesê, daar's 'n deel van service wat saam met dit kom. So byvoorbeeld as ek by mense is wat nie die nuwe deel van my soos ek wil amper sê van wat die Here vir my gewys het, my nuwe deel wat groei, hulle dit nie beleef nie. So hulle ken my nog as ek wil amper sê die ouer weergawe van myself. En ek daag by hulle op, dan is dit 'n deel van service wat ek doen want ek wil nie bombardeer en sê ja maar het jy nog nie hierdie by die Here gehoor nie? Nie dat ek so aggressief is nie, maar verstaan daar's 'n deel van my wat service hoe hulle my ken en uit dit uit sal die Here sy werk doen. So al wat ek dink jy vir daai mooi dame wat ons wil kan sê is, moet net nie so verander dat jy nie meer weet wie jy is nie en staan op vir wie jy is. As daar 'n deeltjie is van jou wat hou van rooi rose en iemand koop vir jou sonneblom, sê, hoorie, ek hou nie van sonneblomme nie. Moet dit asseblief nie vir my koop nie. Koop vir my 'n rooi roos as jy my gelukkig wil maak. Dis nou 'n stupid voorbeeld, maar dis ietsie kleins waarop jy staan van wie jy is. En so sal daai saadjie sal ook versprei en dit gaan makliker vir jou word om te wys wie jy is, bietjie vir bietjie. Ja. Dis een ding wat ek nog altyd van jou waardeer is jou eerlikheid. En ek het dit by jou geleer deur altyd te kommunikeer soos dit wat jy wil hê en dit wat jy in 'n mooi graceful manier soos wat jy sê, dit wat jy wil hê, dit wie jy is, om dit altyd daar's geen verandering om te staan op dit wat jy is nie. Jy hoef nie jouself te compromise vir enige iemand nie. En dit is klein goedjies. Dus hoe is dit vir jou om 'n mamma te wees van 3 dogtertjies? Want dit is wat vir my so mooi dat die Here jou hierdie hart gegee het vir vrouens en om die mooi uit vrouens uit te roep en hier bless hy jou met 3 pragtige dogtertjies wat kan ingaan en hierdie klein disippeltjies kan wees wat ook al jy in hulle inbou kan gaan uitleef daar buite. Maar hoe is dit vir jou om 'n mamma van 3 dogtertjies te wees? Okay, dis baie humbling want ek nie net om dogtertjies groot te maak nie. Ek sê altyd vir die ek voel so geëerd dat hy vir my 3 dogtertjies gegee het om groot te maak. En hulle is jou ewebeeld. Hulle lyk krulhaartjies nes mamma. Ja, hulle het my meer ook gekry, moet ek sê.
Nie dat mense dink ek kan kwaai wees nie, maar nee, hulle is nogals bitsig soms. Ja. Nee, die groot ding is net, dis so humbling want ek het die voorreg gekry om hulle groot te maak. So ek sê altyd, "Joh, jy's my mooiste Olivia kind of jy's my mooiste Lilia kind." Ek wil ook nie rond vergelyking wees tussen hulle drie onder mekaar nie. Maar joh, net as jy dink ek het al uitgefigure, dan kom die Here met so, "Haha, lekker kyk wat doen ek nou." Jy weet, dan is daar 'n deeltjie van haar wat bykom wat ek glad nie weet wat om mee te doen nie. En ek dink dit is so mooi, soos deur my kinders groot te maak, leer ek ook baie van Here se hart ken en verstaan hoe hy na ons kyk, want my kind kan die stoutste kind op aarde wees, maar dit gaan nie, ek dink nog steeds is die beste kind. Verstaan jy? Ek gaan altyd vergewe, ek gaan altyd terugkom na my huis toe, want dis my kind. Maar joh, dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie, maar nee, hulle is oulik. Ek het nou die dag toe was ek by 'n vrou gewees. Ons gesels so en sy sê mens moet jou kinders groot maak sodat ander mense ook van hulle wil hou. nie net dat jy van hulle hou nie, maar dat ander mense ook van hulle hou. Melandi, dit was my groot voorreg om jou hier te kon gehad het. Al die pad van Johannesburg af, jou weer te sien, bietjie op te vang as ou vriendinne en ek hoop jy gaan nog na die tyd bly vir 'n koffietjie. Maar dit was regtig wel lekker om jou hier te gehad het en dankie vir al jou mooi antwoorde en jou advies en jou raad en dit was baie inspirerend en ek hoop om jou binnekort gou weer te sien en ja, mag jy so geseënd wees. Dankie en jy ook. Dankie.